Thank you for joining us for yet another edition of the Women's Voices for Wednesdays. Now, as you all know, the National Youth Development Fund is on everyone's lips, but for many it remains out of reach because of a number of issues of accessibility. We're speaking to Ms. Rosa Namises, who's been speaking to young people to try and encourage them to apply for this fund. Thank you for joining us, Rosa. U het met een paar jong mensen gepraat. Kan u voor ons vertellen, wat het jullie gepraat met die jong mensen en wat is die kwestie? Ik wil eerst niet dankie zeggen dat jullie voor ons bij die stem gebring het. In die oude dae het ons voor Namibian Women's Voice gehad en ik heb nog baie memories van die naam. En dat is baie goed. Daar is die ontwikkelingsfonds wat landswijd door die gouverneurse kantore uitgezet is voor die jong mensen. Ik heb met die jong mensen rondom hier in onze gemeenschap, hier waar ik in hierdie Dolam play, bietjie gepraat en net bietjie geskets wat gaan aan. Maar ook behalve dit het ek ook geleentheid gehad waar ons laaste week met jong mensen, waar jong mensen vergader, het ek gegaan om te luister wat sê die jong mensen. Waar was dit? Dit was bij Jacob Morengo. Sean Karisep en hulle span het hierdie meeting geroep. En ons het daar gegaan as ouer garde wat net wil luister wat sê die jong mensen. En in hierdie vergadering rondom die fonds moes dit verduidelik word wat was die enkelike program. En ons, die jong mensen het uiteengesit dat het 'n jong persoon wat baie mooi gedoen het van die groep van die komitee dit uiteengesit. En wat ek daarmee weggeloop het, maar ook laat ek net bietjie sê wat dit ook in die vergadering, ons het vir die jong mense gevra, wat is hulle se gedagtes? Hoe vind hulle hierdie fonds? Kan hulle daarmee werk? En die jong mense het baie uitdagings. Een van die grootste uitdaging waarmee hulle daar sit is, hulle moet registreer by NABIBA om hierdie groep of corporate of company op die been te bring. Daar kan hulle nie teerkom, hulle moet 'n auditeerheid. Hulle moet die besigheidsplan optrek. Hulle moet eers 'n idee het om die besigheidsplan op te trek en dan moet hulle verskillende betalings doen. Hulle het nie geld vir die taxi om eers even die vorms te gaan haal nie. En dit was hulle se uitdaging, die begin. Hoe begin ons met hierdie fonds? Wat ook die jong mense toe ons gevra het, wat is die dinge wat julle wil doen? Dan het die jong mense naam gesit. Om te dink dat die jong mense nie aangevoer word in die lifelong learning proses nie, het daar uitgekom. Die klasproses, die grade 10's en die 12's is daar so. Maar in die life skills wat gewoonlik die lewenspatroon om dinge te ken, sosiaal dinge in te neem en te sien, ken die jong mense nie. So, Auntie Rosa, wat precies is het wat hulle mee sukkel? Hulle sukkel om die besigheidsplan op te trek. Hulle sukkel om geld te kry om hierdie ry back and forth ry wat people vra, wat registrasie vra te doen. Hulle sukkel om die idees te formuleer. En dit is wat hulle sukkel ook met die vrees. Hoe sal hulle dit maak om hierdie loonlening terug te betaal? So, daar was baie idees uitgegooi vir hulle. Daar was gesê, probeer dit, probeer dat, en kyk na jou gemeenskap, bring hierdie ding op. Nog nooit het die jong mense 'n company opgerig. Hulle moet 'n besigheidsplan optrek, nog nooit nie, hulle moet help kry. Ek het 2 jong mense gehoor wat sê ek sal 'n sopkombys vir die hongerkinders oopmaak, maar daai sal nie die lening kan betaal nie. Dit moet met iets anders wat sy doen opkom, sodat sy die sopkombys dan as haar gemeenskapdiens gee, maar sy moet inkom
income generating project of 'n besigheid begin. So dit was daai uitdagings Wat is die ander idees waarmee hulle opkom? Soos ons met hulle praat en aangaan, dan byvoorbeeld daar is die jong manne wat dageliks die Veilesdromme in die Ludwigsdorp kleine koepels al bediening doen. Niemand sê vir hulle, staan op hierdie middernag, gaan môre word die drom uitgehaal, so vanaand moet jy op diens wees nie. So daai het ek gedink, daar kan 'n projek uitkom. Iets soos wat hulle sê, uit niks iets bring. So 'n projek, so 'n besigheid waar hulle van daardie materiale verskillende dinge kan doen. Daar is ook gedagtes gewees dat creative art, daar was nie baie wat die jong mense uitgespreek het nie. Ons het aangespoor en byvoorbeeld gesê, hoekom kyk na plekke soos waar julle bly en miskien heritage sites maak. En as dit byvoorbeeld, ek is bang, sommige van die projekte kan afgekeer word. Miskien, want daar moet toch feasibility studies of mapping eers ook gedoen word, maar daar is nie tyd nie. So hulle moet nou werk asof hulle 100 krap besigheid doen, so dat dit sal ook nie suksesvol wees nie. Dan vind jy Rosa die gemeenskap waarmee die jong mense bly, maak dit vir hulle moeilik om aan idees te dink. Ek dink wat met die jong mense creatief was nie, en ook nie lewenskennis het nie. En hulle verkoop, daar is ons het sekswerkers. Hulle doen marketing. Daar is 'n baie goeie market om daar te staan, om jou te verkoop, om jou te wys, sodat iemand jou kan vat. Daai skill is daar, maar die skill is vir sekswerk. Dan is daai skill kan omgedraai word om 'n produk te probeer verkoop. Dit is wat ek altyd dink vir die sekswerkers. Daar is die skill van die jong mense waar hulle indrugs deel. Daai is ook negatief, maar is 'n skill dat jy hierdie ding kan doen wat die high level illegal iets is. So hulle kan daai skills omgooi in 'n positiewe skill. So daarmee kan die jong mense hulle se besigheid planne inbring. Dit is daarom waar ek dink hulle het 'n possibility om as daar 'n moontlikheid is om van daai ding te doen, dan kan hulle, en hulle het baie tyd op hulle se lewe. Die jong mense is meeste van die tyd vry om dingetjies te doen. Byvoorbeeld, hulle kan hulle se besigheid, ons het ook as ouers gesê, waarmee julle sukkel miskien, want die jong mense sukkel om vroeg op te staan, die jong mense sukkel om innovatief te wees, en ek dink daar is ouers, hulle het ook nie plek nie. Dit was die een ding waar hulle die besigheid sal registreer nie, want hulle bly in hulle se ouerhuise of hulle bly iewers in 'n kabasje. So die goedjies kan ook seker nie veilig wees wat aangekoop word nie. So ons het daar ingekom en gesê, as ouers kan ons die nodige ondersteuning gee, sodat die mens gewoond kan raak aan die werk. En dis die ander ding waarmee hulle sukkel, die routine, die consistency, en dan om die plan te doen, die budgetary plan, monthly plan, hoe sal hierdie werk, as ek die inkomste kry, hoe sal ek dit verdeel, wat sal ek daar so neersit, wat gaan ek in die bank, hulle het ook nie bankrekenings nie, so hulle sukkel met al die fyn goedjies. So Auntie Rosa, wat dink u moet die regering doen om seker te maak hierdie is 'n vatbare konsep? Ek is baie eintlik ontevrede, maar in my ontevredenheid is ek baie kwaad en baie minagtend teenoor die regering. Hulle moes, soos die NGO's en community-based civil society help fund word, moes hulle hierdie jong mense eers gefund het. Hulle moes vir hulle toegelaat het om
'n fundjie te kry. So jy moes maar 'n project proposal. Nou moet jy by DEGA gaan registreer dat jy 'n taxpayer word, sodat jy weer tax vir die government moet betaal. Ek weet nie hoe nie. So die government moes in plaas om daai program so uit te gooi, moes hulle die voorbeeld van die internasionale gemeenskappe en companies wat al die jare projecte gesupport het, moes die government toelaat dat hulle so 'n dingetjie Namibians begin. Dat sou 'n baie goeie konsep gewees het om die jong mense vir die eerste keer in te lei, want hulle moet ingelei word in projekte hanteer, hulle moet ingelei word van die projek na besigheid toe vat, hulle moet daai moes gebeur het, en dan moes hulle 'n grant gekry het, en met daai grant kan hulle eers begin, en dan moes daar evaluasie en monitor gedoen was, en dan moes hulle getrain was terwyl dit so gebeur, sodat die regering kan seker maak hierdie mense het vatbaar geword vir hierdie gedagtes, want hulle kan dit so saggies doen, maar nou moet jy paniek, want jy het die fund gekry, en in 'n jaar of 5 jaar moet jy terugbetaal. Daar is baie uitdagings in die pad, en dis 'n eerste keer ondervinding. Ons ken ook nie dat alles gedoen sal word nie. Now there you have it, a number of questions on people's lips on how this National Youth Development Fund would be rolled out. If you have any feedback for us, please tune in and join us in our comments. Thank you for joining us.